Goeiemôre, hierso uit 'n lekker Amersfoort uit. Sonskyndag daar buitekant, maar die winter is maar nog hierso. Hy's nog nie besig om toom af te blaas nie. Ek hoop julle het 'n baie lekker week hierdie week. Ek wil vir jou vra hierso aan die begin, hoe lyk jou verhouding met geld? Daar's mos die spreekwoord dat ons almal 'n soort liefdes- of 'n haatsverhouding met geld het. En joh, dit kan nog 'n groot invloed hê op die manier hoe jy leef, is dit nie? En ek wonder wat dra jy oor aan jou kinders en jou kleinkinders oor geld en hoe 'n mens met geld moet omgaan. En die Bybel praat baie oor geld. En omdat dit so 'n stekelige kwessie is vir ons as mens, uh ons weet ekonomie ensovoorts bepaal maar mense se lewensomstandighede in 'n groot mate en dit is 'n realiteit. So daarvoor moet ons bid as kinders van die Here dat dit met ekonomieë en bestuure en politieke leiers ensovoorts goed sal gaan, sodat ons almal 'n werk kan hê en ons versorg kan wees finansiëel. Maar goed, in Lukas 12 het Jesus met 'n man gepraat wat ook, ek weet nie, miskien 'n haatverhouding met geld gehad het. Ons lees in vers 13 van Lukas 12, iemand uit die skare het vir hom gesê: "Meester, Rabbi, sê vir my broer om die erfenis met my te deel." So hierdie man kom na Jesus toe, terwyl hy eintlik na daar's baie instansies waar hy kon gegaan het om hierdie regssaak uit te klaar, want dit is 'n regsding. Die Ou Testament het duidelik gesê hoe erfporsies verdeel moet word, en lyk my hierdie persoon voel hy is verontreg deur een of ander broer of sy ouers, deurdat hy nie genoeg geld gekry het nie. En Jesus voel bietjie verontwaardig dat die man eintlik met hom kom praat oor geld, terwyl Jesus Christus is die Here en hy kan soveel meer vir hierdie man gee. En dan vertel Jesus 'n gelykenis reeds van 'n ryk man, net verder aan vanaf vers 16. Julle kan dit gerus gaan lees, wat 'n baie goeie oes gehad het, en die ryk man sê toe: "O goeie, wat moet ek doen? Want kyk hierdie geweldige oes wat ek gehad het. Ek sal my skure moet afbreek en nuwe skure bou om al hierdie wonderlike oes op te gaar, en ek doen dit toe." En toe kom die Here, en die Here sê vir hom: "Ai tog, jou dwaas, vannag nog sal jou lewe opgeëis word, en wat jy bymekaar gemaak het, aan wie sal dit dan behoort?" Jesus sê toe: "So gaan dit met iemand wat vir homself skatte bymekaar maak en nie in God ryk is nie." So Jesus sê natuurlik nie geld en besittings ensovoorts verkeerd nie, maar hy sê net die ingesteldheid moet ons meer versigtig wees en hoe ons dit aan ons kinders en mekaar oordra. En daar speel die kerk of gemeentes dan ook 'n baie belangrike rol oor wat ons oordra oor geld en hoe ons dit spandeer ensovoorts. So ek dink gemeentes en gemeenteleiers moet baie ernstig daaroor dink. Maar in elk geval, Jesus sê nee, moet eerder nie 'n liefdes- of 'n haatverhouding met geld hê nie. Die ideaal is om 'n verhouding met God te hê. Bou aan jou verhouding met die Here, en jou liefde vir hom, en jou toegewydheid aan hom, en hoeveel vreugde hy jou gee, en sy koninkryk jou gee, en hoeveel vreugde dit vir jou gee om gehoorsaam te wees aan hom, mekaar te vergewe en vir mekaar te bid en mekaar te help waar jy kan en hoe jy kan, binne jou vermoë natuurlik en hoeveel help jy het. Dan sal jy as jy 'n groot oes kry of jy voel geseënd, sê jy vra: "Here, waarom het ek nou soveel seën ontvang? Hoe kan ek dit gebruik in u koninkryk? Hier het ek hierdie wonderlike oes of hierdie meevaller of ek het hierdie gesondheid of ek het hierdie geleentheid of hierdie wonderlike werk. Hoe kan ek dit inspann om vir u tot diens te wees, om u hart bly te maak?" En dan het geld en besittings ensovoorts die regte plek. Dan het ons nie meer 'n verhouding met geld nie, maar met die Here. Ja, so ek wil vir jou vra, fokus in hierdie dag of in hierdie week in jou verhouding met die Here. Ek weet ons as mens sukkel daarmee, ons fokus op al die goed rondom ons en dan het ons op die ou end 'n verhouding met dit. En dit maak ons ongelukkig en hartseer en begrief, en dit voel vir ons is verontreg en ons begin haat. So kom ons bid daarvoor. Die Here help tog vir ons om in 'n verhouding met U te leef. En dan sal die verhouding met die ander goed ook reg wees, want U sorg dan in elk geval vir dit ook. Dankie daarvoor. Amen. Geseënde week vir julle en gebruik die seën tot eer van die Here. Totsiens.